Goeiemôre, dit is Woensdagoggend 15 April 2026 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek gaan môreoggend vir julle terugvoer gee oor die jongste nuus uit die Midde-Ooste oorlog uit, waar daar nou 'n duidelike standoff is, om dit so uit te druk in Engels, tussen die VSA en dan Iran. Iran wat die straat van Hormuz gesluit het, maar Amerika wat toe al die seehavens en ingange gesluit het vir geen skepe om deur te gaan, behalwe die wat natuurlik nou proef wat 'n land al ook is. Maar dit is 'n baie ernstige eskalasie waaroor ons môreoggend sal praat, maar vandag wil ek net so ietsie verder praat oor Suid-Afrika. Die rassehaat in Suid-Afrika is regtig iets wat nou krities aandag behoort te kry. Maar ek weet dit gaan dit nie kry nie, omdat dit deel is van die groter plan van die bevryding of die sogenaamde suksesvolle revolusie van Suid-Afrika om hom dan in 'n vol kommunistiese staat in te dryf. Ons het al gesien hulle BEE-beleide, ons het gesien hoe hulle grond wil vat en hulle aandring, hulle sê hulle gaan dit vat, en hoe baie het ons al gehoor, kill the farmer, kill the boer, die haatspraak teen die blanke raak ontsettend hoog en krities. Nou hierdie selfde goed het in Rwanda destyds gebeur, en ons weet dat op 'n sekere punt het jy baie min nodig om die gemobiliseerde massas wat amper wat heeltyd voorgesê is wie is die skuldiges, wie is die vyand, wie is die opponente, raak dan baie vinnig opgewerk om hierdie skuldiges, hierdie opponente, hierdie vyande van hulle aan te val en te vernietig. Ons het dit in Rwanda gesien. Dit was bitter baie mense, ek dink oor die 800,000 mense is in 3 weke of 3 maande doodgemaak. Ek moet weer 'n slag na daai stats net gaan kyk. Maar die feit van die saak is, daai retoriek gaan hier by ons ook op. En ek sit hierdie stukkie op wat geplaas is, en dit is 'n opinie wat 'n swart vrou gegee het, waarin sy sê, black people have been patient enough for more than 400 years of colonialism. We are coming for you, and we are going to get everything that you own. En dan die kommentaar gedeelte, white people are facing racism, hatred, and brutal violations in South Africa. This is not acceptable. More people should know about the horrible things happening in South Africa. Almost nobody talks about it. Ja, daar is baie min nog in die buitewêreld waar daar regtig gepraat word oor die fisies gevaarlike omstandighede in Suid-Afrika, waaronder die gemiddelde gewone mens woon. En ek sit dan net hierdie ene ook op, wat verwys dat hierdie is ook nie beperk tot Suid-Afrika nie, maar dat dit 'n wêreldwye trend is, 'n wêreldwye aksie is wat besig is om plaas te vind. Colonialism, white people and Christianity, whether you like it or not, spread better living conditions, infrastructure, farming and prosperity to third world shitholes around the globe. Now that these civilizations have finally crawled out of the Stone Age, they feel like justified to take over all the hard work done by others as their own, all while murdering, raping, and destroying those who helped them. In no time, these once beautiful places like South Africa, Iran, London, Hungary, Paris, and now the United States will all become third world shitholes. Ons onthou daai term na aanleiding van wat Donald Trump gesê het gedurende sy eerste termyn, en almal in Afrika was absoluut geskok en verbaas daaroor,
en ons staan net 5 jaar later en ons sien dit in elk geval rondom ons gebeur. Nou hierdie is nie noodwendig my opinie nie, maar dit is wat geplaas word op sosiale media, wat dus daartoe lei dat mense meer en meer opgeverk raak. En dan natuurlik, om dit nou nog verder te vat, gaan kyk ons na die diskriminasie wat gaan rondom Elon Musk se Starlink, waar hy nou onder skoot gekom het. Nou, ek het hierdie stuk nou aangehaal daar uit Marula Media uit, waar hy sê, die debat oor Suid-Afrika se rasgebaseerde beleid, insluitende breed gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging, het nuwe momentum gekry na skerp uitlatings deur die entrepreneur Elon Musk en 'n reaksie van die presidentsie. Solidariteit sê die druk teen die beleid neem vinnig toe, plaaslik en internasionaal, en dat die werklikheid van die implikasies daarvan toenemend blootgelê gaan word. Met ander woorde, minder werksgeleenthede, minder investering, minder ontwikkeling wat plaasvind, en net 'n verdere terugsak in hierdie moeras van vergaanheid. As dit nou 'n woord is, mag in die moeras van vergaan. Musk, wat in Suid-Afrika gebore is, het op X beweer dat sy satelliet internetdiens Starlink nie die land gelisensieer word nie weens ras vereistes. Suid-Afrika wil nie toelaat dat Starlink lisensieer word nie, bloot omdat ek nie swart is nie, het Musk onder meer geskryf. Hy het dan ook beweer dat hy glo herhaaldelike kere genader is met voorstelle van omkopery, waar volgens hy sou kon voorgee dat Starlink se plaaslike bedrywighede deur 'n swart persoon bestuur word. Hy het bygevoeg dat hy sulke voorstelle uit beginsel van die hand gewys het en dat rasisme, ongeag teen wie dit gemik is, nie beloon moet word nie. Dan sien ons maar net nog 'n paar herhalings, maar ek wil vir julle die Suid-Afrikaanse reaksie daarop lees. Vincent Magwenya, woordvoerder van die presidentsie, het Musk se uitlatings skerp veroordeel. Volgens Magwenya is dit onregverdig om Suid-Afrika se transformasiewette te ignoreer en terselfdertyd beskuldigings te maak. In die afwesigheid van respek vir Suid-Afrika se transformasiewette gaan jou verspreiding van leuns en waninligting oor Suid-Afrika nie die verhoudinge wat jy probeer afdwing laat realiseer nie. Hy het aangedui dat Musk se benadering nie tot samewerking sal lei nie. Maar hoor wat sê hierdie Magwenya. Hy sê in die afwesigheid van respek vir Suid-Afrika se transformasiewette, met ander woorde rassewette, moet ons nou al rassewette en amper 'n ou apartheid scenario respekteer. Dis dan juis waarvoor die ANC gesê het hulle staan, is oor algehele rassegelykheid. En het hulle by daai beleid gebly, was Suid-Afrika vandag 'n vooruitstrewende land. Maar toe raak hulle ontslae van hulle kundigheid, hulle raak ontslae van die kennis op alle vlakke in die staatsdiens, in die transport bedryf, in kragopwekking, in die weermag, in die ou Suid-Afrikaanse lugdiens, die hawens, oral waar hulle ten volle betrokke geraak het, waar hulle ontslae geraak het van hoofsaaklik die wit man, het dit daartoe gelei dat hierdie land verval het tot waar hy is. En hulle besef waarskynlik hulle moet swart ekonomiese bemagtiging wegvat indien hulle beleggings wil hê, indien hulle investerings wil hê, indien hulle wil ontwikkelings hê, maar hulle sal dit nie doen nie, want dit sal eerder die land totaal en al vernietig wil sien, alvorens hulle weer 'n blanke sou aanstel. En indien hulle een aanstel, moet jy maar geweet, hy word net aangestel sodat hy die val kan vat vir onwettige praktyke
wat mag plaasvind. So mense, die situasie in Suid-Afrika gaan nie makliker word nie, dit gaan nie mooier word nie, en dis hoekom ek en jy op ons hoede moet wees, dis waarvoor ons moet voorberei, want daai onkundigheid gaan ook deursypel na produksie toe, dit gaan deursypel na verspreiding toe, dit gaan deursypel na beskikbaarheid toe, en dis waar ons groot kopseer dan gaan lê. En as ek en jy nie voorbereid is nie, as ons nie hiervoor beplan het nie, het ons geen kans om dit te oorleef nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag.